Beste vriend, alles is net om 'n verwagting in jou en in my hart te skep. Vir die groot dag, wanneer ons hierdie lewe gaan verlaat, om vir altyd in die hemel te wees. Amen. Sing het nog eenmaal saam met my. Oh, what a day that will be, when my Jesus I shall see. Say it when I look upon his face, though I say behind his face. Oh, when it takes me by the hand and lead me to the Father's hand. Say what a day, a glorious day that will be. Say it nog eenmaal. Oh, what a day, what a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the Lord saved me, he saved by his grace, and he takes me by the hand and lead me to that promised land. Oh, what a day, a glorious day that will be. Oh, what a glorious day that will be. Oh, what a glorious day that will be. Liewe Here, baie dankie dat ons die grootste uitkyke het in hierdie lewe. Die wêreld is in mismoedigheid. Hulle het nie 'n uitkyk nie. Maar die kind van die Here het 'n verwagting van groot dinge wat kom. Daarom dank ek U vanmôre vir alles wat U gee, alles wat U doen, die genade wat U ons bewys en openbaar. En Here, wat die woord van die Here ook in hierdie dag lewendig word in elke een van ons harte en in ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. En almal sê amen en amen. Baie dankie. U kan U sitplek neem. Die tyd is dalk ernstiger as wat jy dink. My koms is voor die deur en ek moet my bruid gereed kry. Daarom omdat ek jou liefhet, dat ek my woord aan jou deel, sodat jy ook kan staan in hierdie dae wat kom. Tye is baie moeilik. Maar weet dit, sê die Here, dat omdat ek jou bruidegom is, sal ek jou help, jou vertroos soos 'n bruidegom sy bruid vertroos. Daarom moet jy bly opkyk, moet nooit vervlou in die genade nie, en hou aan tot die dag dat ek gaan kom. Sê die Here, steek jou hand so op en sê dankie Here, dat U is kosbaar vir ons. Halleluja. Ek kan die Bybel oopmaak en ek gaan vir u lees uit Openbaring die 19de hoofstuk. Gaan net so 2-3 versies lees en dan sê die Bybel in Openbaring 19 en van die 7de en ek lees tot die 9de vers. Kan saam met my lees. Hy sê dat ons bly wees en ons verheug
en aan hom die heerlikheid gee, wat die bruiloft van die lam het gekom. En sy vrou, dis die bruid, het haar gereed gemaak. En aan haar, die bruid, is dan gegee om bekleed te word met blink en fyn linne. 9de vers. En salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Steek jou hand net so op en sê, ek is genooi na die bruilof van die lam. Weet jy dit? Jy is genooi. Ek gaan gou 'n paar fotootjies wys. En dan gaan ek dit laat dit maar net so deurgaan, want ek gaan nie by elkeen weer stil staan nie. Ek dink dit is 'n baie mooi voorstelling van die bruidegom, Jesus, wat kom vir sy bruid. Amen. Gaan oor. Dan kry ons daar die volgende enetjie. Is uit Handelinge 11. Ek gaan gou ietsie noem weer oor Handelinge 11. Hoe dat Jesus dan van die berg af opgevaar het en die hoekoms en die waaroms daaroor gaan vinnig dit noem. Daar is net 'n Joodse troue waar die bruid en die bruidegom dan by mekaar kom en ons gaan baie oor die troue praat van die bruid en van die bruidegom. En dan kan jy sien hoe dat die bruid besig is om te wag vir die bruidegom. Dit was vir my 'n unieke iets toe ek dit kry, om te sê, sy kry haar leiding in die woord. Om te wag vir die bruidegom, ons kom nou daarby. Hierdie is maar net 'n deel wat 'n grot is, dis die Belgrotte. Ons was daar by die Belgrotte gewees, wat ook in Israel is. Nou baie van die grotte is vandag baie mooi plekke, maar daardie jare, in die ou tradisionele dele, was daai grotte skaapkraale gewees. Jy kan sien, ek het juist die mense daar so gelos, en ongelukkig die foto bietjie gereg, so is nie so baie duidelik nie, maar om te sien hoe groot is dit so, met ander woorde, die wagters het hulle skape in die nag daar gevat, sal nou daaroor praat. En dan kom ons daar by die deel van die wegraping, die 1000 hieronder, die bruid wat haar gereed maak om die Messias en die bruidegom te ontmoet. En ag nee, sakkom bietjie, kan jy? Sakkom. Hierdie was vir my die mooiste foto gewees. Want weet jy wat? Daar sê, kyk hoe lag hy kind. Hoorie, wat sê dit? Dit sê 'n droewige gesiggie. Dis die grootste opgewondenheid wat sy het om by haar bruidegom uit te kom en met haar bruidegom te verenig. Ek moes daai foto opsit. Want weet jy wat? Ek wil sê, dis hoe die kerk moet lyk. Ons moet die opgewondenheid hê om ons bruidegom te ontmoet. Baie dankie, nou kan jy maar so aangaan. Ek het vir u gelees uit hierdie gedeelte. Nou, wanneer ons praat van daai deel wat ons by gekom het van die hemelvaart, dan wil ek sê, Handelinge 1:11 vertel die storie, en ons ken dit, en ek gaan dit net gou weer aanhaal, hoe dat die engele staan, en hulle staan by die disippels wat kyk na die hemel, terwyl Jesus opgevaar het na die hemel. Nou is die vraag, nou gaan ek dit sê, hoekom het Jesus opgevaar? Wat is een van die groot redes? Die groot rede is juist dit, hy sê, ek gaan om 'n plek te berei. Amen? Dis hoekom hy opgevaar het. Die tweede ene is, hy kom weer op daai selfde deel van die Olyfberg, en dan is die vraag weer, hoekom kom hy weer? Kom ek sê vir jou, hy kom weer omdat hy gesê het, ek gaan om vir my bruid 'n plek te berei. En as ek klaar is, dan gaan ek weer kom om my bruid te neem waar ek is. So ek gaan juis met u bietjie praat oor die deel van die nommer 2, dat die bruid se gereedmaking sodat die bruidegom haar kan kom haal.
Nou om die terugkeer te verstaan van dit wat Jesus vir ons uitgebeeld het. Nou, ek weet, julle is nou nie almal nog op skool nie, maar julle ouers vandaag met my julle koppe ook, hierdie jongens sal dit vinnig optel. Maar luister nou mooi, ek gaan met u praat oor die Joodse tradisie, sodat jy die troue kan verstaan. U moet onthou, in die tyd van Jesus, was die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, was by 'n hey man, kom Klaas. Was by 'n troue. Hy was by 'n troue. Met ander woorde, kom ek sê vir u, Jesus het baie duidelik verstaan hoe dat die tradisie van 'n troue werk. Ek gaan nou gou daarby kom. Nou kom ek vat jou net eers gou en ek gaan net 'n opsomming gee en dan gaan ek gou oor elkeen van hierdie punte praat. Wanneer dit kom by die Joodse troue uit die ou tradisie uit, die tyd toe Jesus daar was, waaruit hy baie van sy voorbeelde gebruik het, ek gaan nou weer daarby opkom, is die pa nommer 1 van die bruidegom moet die bruid goedkeur. Met ander woorde, die pa moet die bruid goedkeur waar die bruidegom dan mee gaan trou. Die tweede ding wat gebeur is, die bruidegom moet dan 'n bruidskat betaal. Die bruidskat is soos ons ken, die labolla. Hy moet labolla gee. Die bruidegom moet labolla gee. En julle vrouens gaan nou like wat ek sê. Maar dan kom die huwelikskontrak in die derde plek, wat dan moet opgetrek word, hoor mooi, wat die bruid toekom. Jy weet, baie ouens is so skaam as hulle 'n kontrak optrek by die troudag. Nou, jy moet net sê, of laat ek net vir jou sê, daar was 'n kontrak ook opgetrek in die ou dae. OK, moenie worry nie. Maar, kom ek sê dit verder, nommer 4, wanneer die kontrak opgetrek is, kan die bruid na die kontrak kyk en dan mag sy sê ja of nee. Sy die troue wil voortgaan. Dan die volgende ding wat gebeur, is die bruid gaan dan as sy ja gesê het, vir 'n reinigingsproses. En dan nommer 6, die bruidegom gaan bou dan 'n huis vir sy bruid by die paashuis. Ek praat van die Joodse tradisie. Nou nie te vinnig Bybels raak nie. Ek praat van die Jode. Dis hoe dit gewerk het. Dan kom die bruid en sy wag elke dag vir die bruidegom wanneer hy gaan kom. En dan op 'n dag, dan loop die pa so deur die huis en dan sê hy vir sy seun, die bruidegom, gaan. En dan moet die bruid gereed wees wanneer hy daar is en wanneer hy kom. En in die wagtyd word dan die bruid getoets ook. Sy word getoets vir haar liefde vir haar bruidegom, getoets vir haar getrouheid en vir die reinheid wat sy moet rein bly. En dan kom die 7 dae bruilof. En dan wanneer jy uit die slaapkamer kom, na die 7 dae, dan sê hulle, dan het die bruidegom gekom en hy die bruid vertoon aan die mense en aan die wêreld daar buite. Wow, hoop julle die prentjie. Maar kom ons gaan aan. Nou wil ek sê, in die vergelyking met die Joodse troue, kry ons juis wat gebeur tussen die wegvaar of die weggaan, die hemelvaart, en die terugkom van die bruidegom. Nou kom ek sê dit vir u. Ons sal nooit seker alles verstaan. Amen. Maar ons gaan 'n kykie gee in die eskatologie, wat eintlik maar net beteken die leer van die laaste dae, of die einde van die tye, of die terugkeer van Jesus. En ons het die vorige keer het ons gepraat, onthou jy, oor die apokalips. Wat is 'n apokalips? En apokalips is net om die gordyntjie weg te skuif, sodat ons binne kan sien.
En dit is eintlik Apocalypse wat beteken, uit die Griekse deel, uit Openbaring is dit eintlik Openbaring, en ons boek Openbaring is eintlik dan wat dit sê, die opskrif Apocalypse, as dit in die Grieks is. Met ander woorde, God wil hê, die Vader, dat die gordyn moet weggeskuif word, en dat ons binne-in kan kyk, sodat ons kan sien. En ek glo, deur die genade van die Here, gaan ek jou vandag help, om 'n kykie weer in hierdie deel te hê, en daarin te kyk. Kom ek sê dit vir u, as jy die Joodse huwelik verstaan, sal jy die bruilof van die Lam verstaan. So ons gaan 'n vergelyking maak, tussen die Joodse huwelik, en wat sê die Bybel. En dan gaan ons dit nou in konteks trek, en ons gaan dit by mekaar uitbring. Onthou dit. Jesus het altyd geleer deur wat gelykenisse en vergelykings te maak. Amen. Ek het nou hier goed neergeskryf en ek wil dit nou nie alles nie, maar ek kan nou met jou praat oor gelykenisse van die saaier, die onkruid in Matteus 13, die mosterdsaad in Markus 4, die suurdeeg wat in Lukas 13 is, kosbare parel van Matteus 13, die verlore skaap wat staan in Matteus 18, verlore muntstuk in Lukas 15, verlore seun wat in Lukas 15 is, barmhartige Samaritaan Lukas 10, die ryk dwaas in Lukas 11 en die onregverdige regter in Lukas 18. En dan is daar die 10 maagde van die bruilofsvoorstel in Matteus 25, en dan is daar die bruilofsmaal in Matteus 22, en dan is daar die groot feesmaal. En luister, alles is vergelykings en gelykenisse wat Jesus vertel. Want hy wil die storie baie duidelik by sy mense uitkry. So ek gaan met u begin om die eerste deel van hierdie Matteus 22, gaan ek die gelykenis voorhou, wat Jesus dan nou juis voorgehou het, vir die disippels, en vir die mense wat na hom geluister het. Nou kom hy so en ek gaan dit net vertel. Hy begin in die eerste vers, hy sê, en Jesus het weer eenmaal deur gelykenisse met hulle gepraat. Deur wat het hy gepraat? Deur gelykenisse. Met ander woorde, hy maak 'n vergelyking en dan verduidelik hy presies, en dis om ek en jy na die Joodse troue gaan kyk, omdat hy praat elke male van die bruid en die bruidegom, en hy haal hierdie dinge baie duidelik aan. Nou goed, kom ons gaan, en dan kyk ons gou-gou na Matteus 22. Hy sê, hy het 'n gelykenis vertel, en ek vertel die storie. Hy sê, dit is soos 'n koning, 'n pa, wat nou 'n bruilof vir sy seun voorberei. Wie is dit? Dis die pa, wat 'n koning is, en hy berei 'n bruilof voor. Onthou nou, Jesus vertel nou maak hy die vergelyking, sodat ek en jy dit nou beter kan verstaan. En dan sê hy het die mense genooi na hierdie, en dan het hy ook gesê, hy sê, kom na die bruilof. Maar weet jy, nou sê die 5de vers, maar daar was baie gewees, wat hulle nie daaraan gesteer het nie. Daar is baie mense, wat hulle nie steer aan die troue en die bruilof van die Lam nie. Jesus vertel dit. Hy sê, hulle is genooi. Hy sê vir hulle, kom na die bruilof. Maar baie, sê die Bybel, het hulle nie daaraan gesteer nie. En dan sê hy, en die bruilofsaal het dan ook vol gaste geword. Maar wat belangrik is wat juist die vers 11 sê. Hy sê, maar jy moet seker maak, as jy daarin gaan, dat jy 'n bruilofskleed aan het. Dis die storie wat Jesus nou vertel, en hy vertel hierdie gelykenis rondom dit alles. In die Nuwe Testament, wil ek net vir u sê, is daar nie minder as 51 keer wat gepraat word oor die bruidegom, oor die bruid, oor die bruilofsmaal. Dan word daar ook so ietsie verwys na die gaste, maar ons gaan nie van hulle praat nou nie. Die voorstelling reg deur die Nuwe Testament, hoor nou mooi,
is punt nommer 1, is God die Vader. Nommer 2, die bruidegom is Jesus. Nommer 3, die kerk van die Here is dan die bruid. Dis uit die voorstellings en die vergelykings. En dan kom hy van die gaste, en ek noem dit maar net so by die verbygaan, in Openbaring 20 vers 4, en hy sê, dis is hulle wat met hulle bloed betaal het gedurende die groot verdrukking, en hulle sal die gaste wees, en dit kan 'n preek op 'n latere tyd wees, en dan is daar die bruilofsmaal, wat natuurlik gehou gaan word, en dit spel die hemel uit. Nou, ek wil begin om te kyk na die Joodse huwelik. En ek wil hê jy moet die prentjie baie vinnig saam met my volg, want ek gaan redelik vinnig daardeur gaan. Maar luister, ek sê weer, as jy die Joodse huwelik kan verstaan, sal jy die koms van Jesus verstaan. Jy gaan sien hoe dit werk en hoe dat hy dinge in plek bring rondom hierdie groot saak. En daarom vertel hy soveel keer, nie minder as 51 keer, word gepraat van die bruid, die bruidegom en die vader en dan ook die gaste en hoe dit ook al sy. Nou, die tradisie gaan ek vat en dan gaan ek na die Bybel toe blaai en vir jou wys wat sê die Bybel. Luister mense, ons weet mos hierdie is die woord van God. Amen. Hierdie is onfeilbaar. Met ander woorde, wanneer hy gepraat het, is dit so. Amen. Goed, kom ons begin by die eerste ene. Wat gebeur heel eerste by die deel van die tradisionele troue van die Jood? En dit is omdat Jesus in die Joodse deel was, het hy verstaan en hy het uit die troues wat hulle gesien het, en selfs by die bruiloft waar hy die eerste ene gedoen het, vertel hy die mense hoe dat dinge gaan werk. Is jy reg? Goed. Die eerste ding wat gebeur is die pa van die bruidegom moet die bruid goedkeur. Met ander woorde, die bruidegom moet kom, dan stel hy die bruid voor aan sy pa. Ek weet julle hardloop my vooruit, maar moenie worry nie. Want nou kom die bruidegom en hy bring die vroukie, die bruid wat hy gaan trou, en hy stel haar voor aan die pa. Nou wat sê die Bybel? Kom ek kyk na die voorstelling van dit wat die Bybel vir ons wil leer. Kom ons vat 'n baie ou skrif wat almal van ons baie goed ken. Johannes 3:16. Hoor nou mooi. En ek gaan dit nou so in konteks lees van die pa, die bruidegom en die bruid. Is dit reg? U verstaan wat ek nou wil doen. Goed, ek lees hom. Hy sê, want so lief het die Vader die wêreld gehad, dat hy Jesus as bruidegom gegee het, sodat elke een, dis die bruid, wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Kry die prentjie? Hier bring Jesus, hy bring die bruid, sy kerk, en die pa kyk na die kerk, en dan sê hy, jong, ek is lief vir hierdie vroukie, wat jy gekies het. Halleluja! Hier gee die pa die goedkeuring, want die pa kry die bruid dan lief en sê, jong, dis die regte vrou, wat jy gekies het. Onthou ons praat van God, as Vader, Jesus as die bruidegom, die kerk as die bruid, en nou kom Jesus, en hy stel die bruid, die kerk voor, aan die Vader. En dan sê die Bybel, hy sê, want die Vader het hierdie vrou, die vrou van die seun, ook lief gekry. Wow. Die tweede ding wat gebeur is, die bruidegom moet nou die bruidskat betaal, of die labolla betaal. Kom ek sê dit vir u, daar is 'n prys gekoppel, wat ek leer uit die ou tradisie van die Jode, dat hierdie bruidegom moet weet, daar is iets wat hy moet betaal. Ons sê sommer in ons ou taal hier, omdat ons in Afrika bly, hulle moet labolla betaal. Kom ek sê vir jou, die bruid kos 'n prys.
Amen. En as wil weet wat gaan jy betaal vir hierdie vrou, dan wil ek dit vir die vrouens sê, suster, as jou man duurder betaal het vir jou, en goeie labolla betaal het, sou jy beter na jou gekyk het. Maar nou wil ek ook vir die manne daarom sê, ag heerlikheid manne, weet jy, ons het 'n maandeliks labolla wat ons moet betaal. Ons moet 'n girl in die gang hou, en ons moet betaal, jy weet, so. Ek wil sê, vir die manne is daar iets, en vir die vroue, dan wil ek ook sê, heerlikheid, party ons moet net bietjie beter betaal het vir die vrou, dan sal hy baie beter na die vrou gekyk het. En al die vrouens sê amen. Johannes 10, wat sê die Bybel? Kom in die 11de vers, nou lees ek, hoor wat sê hy? Hy sê, ek is die goeie herder. En die goeie herder, wie is hy? Is die bruidegom. Lê sy lewe af vir die skape. Met ander woorde, wie is die skape? Dis die kerk en dis die bruid. Met ander woorde, ek kan dit so lees, dat hierdie bruidegom lê sy hele lewe af vir die kerk van Jesus. Amen. Nou kom hy so, dan sê hy in Johannes 15, die 13de vers, groter liefde het niemand geken, dat iemand soos die bruidegom sy lewe, die prys wat hy moes betaal het, vir sy vriende of vir sy bruid gegee het nie. Kom ek lees weer, groter liefde het niemand gehad, dat hierdie bruidegom so 'n prys betaal het, vir sy bruid, om sy hele lewe vir haar af te lê nie. Wow! Jy weet, in die ou dae was daar 'n deel gewees van daai spelonk wat ek vir u gewys het, die grotte. Daar in Bethlehem, jy weet, ek doen dit baie keer so ongeldig, want ek nou al 'n paar dinge geleer daar. Dan sit ek so myself my ligte aan, dan gaan ek daaraan, jy weet. Wys ek hulle gou hoe lyk die skaapkrale, wat hulle die. Nou daar's 'n nou gat, wat hy, party van daai goed is baie groot, soos u net nou gesien het, wat die mense. Dan in die nag het die persoon of die herder het nou sy skape daar ingejaag, en dan het hy die skape aan die agterkant laat bly vir die nag wat kom. Maar wat die herder gedoen het is, hy het voor die bek, daar waar die hek is, waar die ingang is, het hy gaan lê, sodat wanneer die jakkals of die wolf of die leeu of die skelm sal kom, moet hy eers oor die herder klim om by die skape uit te kom. Amen. Met ander woorde, uit die ou tradisionele dele is dit baie duidelik hoe dat die skaapwagter dink van sy bruid. Hy sê, jong, ek is die goeie herder, ek is die bruidegom, en ek lê my lewe vir hierdie bruid af. Ek sal by die ingang lê. En ek wil sê, voordat die Satan en al daai ouens by jou en my kan uitkom, moet hy eers oor Jesus, hierdie goeie herder, klim, om in die agterkant by die bruide en by die skape uit te kom. Sê amen. Halleluja. Yes. Dis belangrik, geliefde, laat ons kyk, weet jy, dis daarom dat die Bybel sê, 1 Korintiërs 6:20, sê dit saam met my, julle is duur gekoop. Sê dit hard, julle is duur gekoop. 1 Petrus 1:18 sê, ons is nie gekoop deur goud of silwer nie, maar deur die kosbare bloed wat die bruidegom vir jou en my betaal het. Amen. Hy het sy lewe vir die bruid kom aflê as die groot bruidegom wat gekom het, en hy het die labolla of die bruidskap het hy toe eers moes betaal. Dan word daar 'n skriftelike kontrak opgestel. Luister nou mooi. Die bruid en haar pa kom dan by die bruidegom. En nou moet daar 'n huwelikskontrak wees van alles wat die bruid toekom, en moet die bruidegom sy woord stand hou. Kyk, hierdie pa en hierdie bruid wil nou nie storieetjies hoor nie. Hulle sê, ons wil weet, wat sê die kontrak? Dit het uit die ou tradisie so gewerk. Nou stel hulle die kontrak op. Sê die Bybel, kom ons hoor wat sê hy, die belofte van die bruidegom met betrekking tot die kontrak.
Jesaja sê dit so in die 40ste hoofstuk 8ste vers. Hoor nou mooi. Hy sê, die woorde, wat is dit? Die woorde is 'n kontrak. Kontrak is hier. Hierdie kontrak van ons God, dis die bruidegom, hou stand tot in ewigheid. Met ander woorde, die bruidegom sit sy stempel daarop en sy seël daarop. En verder kom die kontrak en dan sê dit in Openbaring 21:7 en hy wat oorwin sal alles beerwe. Wie sê dit? Die bruidegom sê dit in die kontrak. As jy oorwin, gaan jy soveel kry. En dan sê hy ook die bruidegom en dan beskryf hy dit alles. Wat dit alles gaan inhou hierdie kontrak. Hy sê hoe dit die huis gaan lyk. Stel jy belang? Wel, as jy nie daar gaan spandeer tyd nie broer, dan wil ek jou sê, gaan jy dit op 'n ander plek spandeer. So jy beter belangstel in dit wat ek hier sê nou, want jy gaan iewers die kontrak mee deel maak. Nou kom hy dan beskryf in die huis, en dan sê hy sê, jong, kom ek vertel julle in hierdie kontrak, hoe dat die materiaal wat ek gaan gebruik vir hierdie bouprojek, hoe dit gaan lyk. Hy sê, as julle nou daar by die klein hekkie en die groot hekkie, ek het sommer 12 poorte so op, hy sê, dit gaan uit soliede perl wees. Wauw, die kontrak is geskryf. Die bruidegom sê, in die kontrak, wat hy vir hierdie bruid gaan gee. En dan kom hy verder, dan sê hy, jong, as jy so by die driveway inkom, die oprit is seker die Afrikaanse woord. As jy so inkom, en jy ry so op, dan gaan jy sien, dis in suiwer goud. Nee, ek sê, ek weet nie, hoe kan hierdie bruidjie nie belangstel. Dan sê hy, maar dis nog niks, ek gaan vir julle die fundamente lê, en ek skryf dit in my kontrak, en hy skryf dit so, hy sê die fondasies, net van die huis, gaan jaspis, safiere en smaragd wees, en al die wonderlike edelgesteentes, luister, dan sê hy, hey, dis nog net die fundamente. As die fundamente so lyk, man, ons fundamente van ons huisies is dagga. Amen. Konkreet. Hy sê, nee, luister, my kontrak sê, ek maak vir my bruid 'n plek, en ek skryf dit in hierdie kontrakke, dat hierdie kontrak sê, dit gaan maar smarag, en safiere, en jaspis, en edelgesteentes wees. Die vierde ding wat gebeur by die Joodse troue is, nou mag die bruid dan sê ja of nee vir die bruidegom. Sy kyk na die kontrak, is nou opgestel. Nou kry die bruid 'n keuse. Sy kan sê, ja, ek sal voortgaan, of nee, wat? Ek dink nie ek stel belang nie. Amen. Ek vertel baie keer hier by troues, en sê ek, man, vir die vrou, jong, hierdie ou, het vir jou gesê van 'n plaas, en goed wat hy het dit nie. Maar ek jou sê, 'n man wil graag die beste vir sy vrou gee. Maar hierdie kontrak kan nie lieg nie. Hierdie kontrak is getrou. Hierdie kontrak sê, nou kan jy kyk na die kontrak bruid, en jy kan sê ja, of jy kan sê nee. Wat sê die Bybel? Kom ons kyk. Hy sê in 1 Konings 18:21, hy sê, toe Elia en die Baalpriesters op Karmel by mekaar kom, toe sê hy hierdie woorde, hy sê, kies dan, sê Elia, as die Here God is, kies hom. As Baal dan God is, kies hom. Make your choice. Ek lees nou in die week iets baie interessants, ek het net so 'n bietjie gaan kyk, want ek kan onthou, dit was iets daar by Genesis 24. Nou kom Abraham, hoor nou mooi die storie. Abraham kom, hy sê daar moet 'n vrou gekies word vir sy seun Isak. Nou stuur Abraham die diensknegt om te gaan kies. Waar is die deel van die bruid wat vir sy seun geskik sal wees? Luister nou mooi, ek wil nie u aandag moet afgetrek word nie. Luister nou.
Nou kom die deel so, en dan sê dit hier, dat Elia en die Baalpriesters, Isak en Abraham, en nou moet hy die vrou gaan kry, haar naam is Rebekka. Dis die dogter van Bethuel. Nou gaan die diensknegt, ry kilometers, kom daar, hy vra dat die Here hom moet lei, en dat die Here die regte vrou moet aanwys. Sê op die ou end, bid hy en hy sê, Here, as hierdie vrou haar kruik laat sak en my water laat drink, en ook sê, ek sal vir jou kamele ook water gee, dan gaan ek weet, dis die regte vrou. Dit gebeur toe net so, in Genesis 24. En die volgende oomblik toe dit gebeur, toe gaan hy na die huis toe, en hulle nooi hom na die huis, en hy begin met Bethuel praat, en hy sê vir Bethuel, luister, die Here het my gestuur, maar ek glo God het my gelei, want dis wat ek gevra het, en dit het so gebeur, en ek glo Rebekka is die regte vrou vir Abraham, my Heer, se seun Isak. En weet jy wat maak Bethuel? Hy kom so en hy twyfel so bietjie, en hy sê, okay, ek sê jou wat, kom ons vra vir Rebekka, of sy wil aangaan, of sy wil saamgaan. En hy vra hierdie woorde, en hy sê, wil jy saam met hierdie man gaan? Sy kon gesê het nee, maar sy antwoord, ja. Luister, kom ek sê dit vir u, liewe broer en suster, wanneer ek kyk na hierdie dinge soos Josua, in Josua 24:15, dan sê hy, maar as dit verkeerd is in julle oë, in die bruid se oë, om dan die Here die bruidegom te kies, kies dan vir julle wie julle wil dien, en wie julle wil mee saamgaan, en die bruid maak 'n keuse, of sy saam met die bruidegom wil gaan, en of sy met die bruidegom wil gaan bly. Luister, kom ek sê vandag weer, maak jou keuse, en besluit, en kies reg. Ek sê dit baie keer, en dat ek weer sê, you only got one choice. Jy het net een keuse. Die 5de ding wat gebeur is, die bruid ondergaan dan 'n reinigingsproses vir die groot dag. Nou in die Hebreëse taal is dit 'n mikva. Mikva is eintlik 'n doopbad. En nou wat gebeur is, wat ek sommer so in my geestesoog sien, hoe dat hierdie bruid het nou klaar gesê, ja, die kontrak is opgestel, en nou moet sy begin met 'n reinigingsproses. Hierdie bruid, ek wil sê, sy bad, sy skrob, sy poeier wat haar, elke dag, luister, want sy maak haar gereed vir die groot dag. Onthou nou, sy weet nie wanneer kom hy nie. So sy hou haar reg, elke dag, elke oomblik, gaan sy deur die dinge. Wat sê die Bybel? Kom ek sê weer, hier in 1 Petrus 3:21, hy sê, waarvan die teebeeld, die doop ons nou ook red, hoor mooi, nie as aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Wat sê Markus of Romeine, dan 1 Petrus 3:21, hy sê, waarvan die teebeeld, die doop ons nou ook red, dan nie as die aflegging van die vuilheid nie, maar die bede tot God. En dan kom Romeine 6:4, want ons is saam met hom begrawe deur die doop in sy dood, om saam met hom op te staan in wat? In 'n nuwe lewe. Met ander woorde, die kerk reinig hom. Wanneer ek deur die doopbad gegaan het, vriend, het ek sê, die ou dinge is verby, alles is nou nuut. Ek is klaar met dit wat agter my is, dit wat die wêreld aan my getorn het, en dan probeer om my kloue. Wat sê Markus 16:16, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Halleluja. Ek wil jou sê, dis 'n reinigingsproses om jou voor te berei. Kom ek lees Titus 3:5. Hy sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy die bruidegom, ons gered, die bruid, deur die Heilige Gees en die vernuwing van die wedergeboorte. Luister kerk,
Ek wil sê danksy God dat die bruid kom en sy ondergaan die reinigingsproses. Die 6de ding wat gebeur is nou gaan die bruidegom en hy bou 'n woning vir sy bruid by sy pa se huis. Presies in die tradisie het dit so gewerk. Kom tot vandag toe in Israel, wanneer jy daar kom, dan sal jy sien hoe dat hulle bou 'n huis en dan sien jy daar's nog 'n huis bo op daai huis en dan sien jy daar's nou 'n ander huis wat in konstruksie is. Nou ja, later as hulle te veel geword het, hulle seker maar 'n ander stukkie grond gekry en hulle weer daarvan af gewerk. Maar luister baie mooi, weet jy, die feit is dit dat die bruidegom moet nou na die pa se huis toe gaan en hy moet vir sy bruid 'n huis gaan bou. Halleluja. Dis nie net vertrou nie. Jy sien, sy wil weet, kan jy vir my sorg? Sal jy vir my 'n blyplek kan gee? En dit nou nog onder die pa se toesig. Wat sê die Bybel? Kom ons kyk nou, wat gaan hy nou verder vir ons hier wys uit hierdie deel van hierdie tradisionele bruiloft. Nou kom ons by die Nuwe Testament en nou sê Johannes 14:3. Hy sê, kyk, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Met ander woorde, die bruidegom maak hom vas daarin en sê, man, ek gaan nou eers, want ek gaan nou eers jou huis bou. Ek gaan jou huis vir jou klaar maak. En as ek dan klaar is, wat sê hy? Dan gaan ek weer kom en dan gaan ek my bruid kom haal, sodat sy nou by my kan bly. Kerk, ons is nie vir altyd hier nie. We're just passing through. Ons gaan net hier verby. Ek wil sê, luister kerk, ons het 'n bruidegom wat sê, ek maak my klaar. Ek gaan om 'n plek te berei. Ek gaan 'n huis bou, sê die bruidegom. En as ek klaar die huis gebou het, dan kom ek my bruidjie haal en dat sy kan wees met my. Luister, ek sê, wow. Vir 2000 jaar is ons nou die bruidegom al besig met hierdie huis. Amen. Nou kyk weer na 2 Petrus 3:8 en ek gaan net gou hier ietsie saamvat. Nou moet jy baie vinnig by my bly, anders gaan jy dit verloor. Dan gaan jy nie weet waarvoor ek praat nie. Luister, hy sê in 2 Petrus 3:8, hy sê 1000 jaar op hierdie aarde is soos wat? Een dag by God in die hemel. Ons vergelyk dan die 6 dae wat God die skepping gemaak het uit die 6 dae wat dan simboliseer uit daai deel van Petrus wat sê 1000 jaar is een dag. So een dag kan ons vergelyk hier werklik met 6 dae wat 6000 jaar is. Met ander woorde, Adam het in die deel gekom, tot by Jesus was dit 4000 jaar. Toe kom Jesus. En dan is ons nou in 2025, dis so 2000, bietjie meer as dit, na Christus. Met ander woorde, ons trek nou by 6000 jaar. Een dag, soos by God, is dit 1000 jaar vir ons hier op aarde, vir God. Een dag, 6 dae van arbeid, en dan kom hy tot daar, en daai 6 dae was die arbeidsdeel, die 7de dag was die dag van rus, so daar kom 'n 7000ste jaar, wat die rus van God oor hierdie aarde gaan gee. Jy kan gaan lees hoe dit gaan werk, in Openbaring 20:6, hoe dat ons gaan regeer vir 1000 jaar. Daai 7de Sabbatsrus van 1000 jaar regeer op hierdie aarde saam met Jesus. Jesaja 11:6 sê dit so. Hy sê, en die leeu en die lam gaan saam lê. Met ander woorde, die leeu gaan gras eet. En die leeu gaan die lammetjie geen skade doen nie. Die kind gaan by die adder se gat speel en die slang sal haar nie pik nie of hom nie pik nie en er gaan niks oorkom nie, want hier gaan 'n vrede vir 1000 jaar op hierdie aarde wees. Luister, as ons die 6 dae met 6000 jaar vat en die 7000ste jaar moet die Sabbatsrus dan wees, dan wil ek vir u sê, ons is baie naby aan die einde van tyd.
Halleluja. Ons is naby aan die einde. Ek wil amper sê weer, ons is in beseringstyd. Voordat die 7000ste jaar die Sabbatsrus gaan aanbreek. En dan kom ek weer, en ek noem net weer, hoor wat sê 2 Petrus 3:9, die Here vertraag nie sy beloftes, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig, en hy wil nie hê die mens moet verlore gaan nie. Luister mooi vriend, kom ek sê vir jou, ek dink volgens daai deel van Handelinge 11 of 1 vers 11, wanneer hy sê, ek gaan om 'n plek te berei, ek glo ons bruidegom het sy plek gereed. Ek glo hy is besig om Toel skoon te maak. Amen. Ek dink hy is besig om sy hande te was. Hy wag vir die oomblik wanneer dit gaan gebeur en wanneer die laaste draai gemaak word. En dan wag daai bruid elke dag vir wanneer die bruidegom haar sal kom haal. Jy sien, hy gaan om die plek te bou. Hulle sê dat op stadiums was dit so lank gewees, tot 2 jaar het die bruid en daai bruidegom mekaar nie eens gesien nie. 2 jaar wag sy, partykeer dalk langer, partykeer bietjie korter, want niemand weet nie, maar die verloving het so aangehou, wat hulle mekaar nie sien nie. Sy weet nie, al wat sy weet is, enige oomblik en enige dag kan hy terugkom. En dit is wat ek wil sê, daar's 'n uitkyk van die bruid, daar's 'n verwagting van die bruid, en weet jy wat, daar's 'n opgewondenheid van die bruid. Dat hy sê, ek wag vir die bruidegom, ek weet hy gaan kom, enige oomblik, enige dag. Wat sê die Bybel? Kyk na Matteus 24:42, waak dan, omdat julle die bruid nie weet watter uur julle Here, die bruidegom, sal kom nie. Die bruid weet nie wanneer die bruidegom sal kom nie. Markus 13:32, maar van daardie dag en daardie uur weet niemand nie. Dis die bruid. Hulle weet nie, die bruid weet nie. Hy sê ook die engele of die seun wat die bruidegom is, weet nie eers nie, maar net die Vader alleen. Hoor wat sê die bruid nou in Openbaring 22:17. Ek glo die bruid het so verlange. Nou sê die bruid en die Gees en die bruid sê, kom! Sy roep amper elke dag, en wanneer sy wag, dan roep die bruid en sê, o, wanneer gaan my bruidegom kom? Wanneer gaan my bruidegom kom? En sy wag, en dan iewers kom die pa van die bruidegom, en hy hou inspeksie, want hy kyk eers of die huis reg is. En die bruidegom staan maar rond, en hy wag, en dan skielik, dan sê die pa, gaan haar. Ek wil sê, Maranatha, Jesus kom. Luister kerk, ek wil hê jy moet weet, en dan skielik, soos die 10 maagde, weet jy, dit was in die nag, sê die Bybel, en gewoonlik het die bruidegom in die nag gekom, en dit is in die nag, en hulle is moeg, en weet jy wat, ek wil sê, die kerk van Jesus, is ook in 'n nagtelike tydperk, is dit nie waar nie? Die kerk het ook baie keer moeg begin raak, maar kom ek sê dit vir u, jy moet jou olie in jou lamp aan die brand hou, kerke. Jy moet jou beywer vir die Here en die dinge van die Here. Wees ywerig vir die Here en wees op uitkyke, want enige oomblik, enige dag kan die pa sê, dis tyd, gaan haal haar. En die bruid moet sê, kom my bruidegom, ek het jou lank al verwag. Halleluja. Wat sê hy? Hoor wat sê hy? In die Bybel, nou Nuwe Testament, 1 Tessalonisense 4:16 en 17, want die Here, die bruidegom, self sal van die hemel met die geroep van 'n basuin neerdaal, en hulle wat in Christus gesterwe het, dis deel van die bruid,
sal opgewek word tot die ewige lewe, en daarna hulle wat in die lewe oorgebly het, dis die res van die bruid wat hulle gereed hou, die Here tegemoet, die bruidegom tegemoet in die wolke. Kerk, hulle sê dis in 'n oogwink, 11/100ste van 'n sekond sê hulle is 'n oogknip, dan is ons weg van hierdie aarde. Maar nou, is amper daar. In die wagtyd word die bruid getoets. Hoor nou mooi, die bruid word getoets vir haar liefde, haar getrouheid en haar reinheid teenoor die bruidegom. Ons noem dit heiligmaking. Met ander woorde, die kerk leef nie soos die wêreld nie. Ek neem nie deel aan die wêreld nie. Ek wil tog sê, ouers, as jy jou kind groot maak, maak jou kind groot in die vrese van die Here. Moenie laat jou kind iets doen nou, wat jy later nie gaan wil sien en toelaat nie. Kry jou kinders in lyne met die Here en met die Heilige Gees en met die woord van die Here. Kan ek 'n amen in hierdie plek kry? Ek sal het preek en ek wil vir jou sê, dat is 'n heiligmaking. Die kerk moet haar gereed maak. Sy word getoets vir haar liefde, haar getrouheid teenoor die bruidegom, haar reinheid. Sy moet aanhou glo dat haar bruidegom is op pad. Ek wil sê, luister geliefde, hy bou 'n blyplek. As hy klaar is, gaan hy kom. Die Bybel praat van die Shema, en dis die hoor en die doen. Maar nou sê Markus 12:30, dis juis hier waar dit lê. Hoor wat sê dit vir die Nuwe Testamentiese bruid. Hy sê, jy moet die Here jou God, hierdie bruidegom lief hê. Jy as bruid, met wat? Met jou hele hart. Sê hart. Sê met my hele siel, met my hele verstand, en met al my krag. My Odeka beteken om alles in te sit. Luister, nou kom Openbaring 19:7 sê so, hy sê, laat ons dan die bruid bly wees en ons verheug, en aan hom die bruidegom die eer gee, want die bruiloft van die lam het gekom, en sy vrou, die bruid, het haar voorberei en gereed gemaak vir die koms van die bruidegom. En dan gaan hy verder, dan sê hy in die 8ste vers, en sy, die bruid, moet haar trourok aantrek. Amen. En dan beskryf hy dit met blink en fyn linne. 1 Tessalonisense 5:23, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag jou gees en jou siel en jou liggaam, hoor mooi, onberispelik bewaar word, tot by die wederkoms, dit is tot by die bruilof van ons Here Jesus, wat die bruidegom is, en mag die bruid onberispelik wees, tot en met daardie dag. Die laaste punt is, en dan begin die 7 dae bruilof. Jong, hulle hou fees. Kyk, daai ouens hou fees. Hulle sing, hulle huppel, hulle juig. Kom ek sê net vir u, die anti-kris vat oor. In daai tyd, Daniël 9 kan jy gaan lees, Openbaring 13 kan jy gaan lees, en hy regeer vir 7 jaar in die verdrukking en in die groot verdrukkinge, en die bruid hou bruilof saam met die bruidegom. Is dit die opgewekste wat ek jou kon gemaak het met hierdie preek? My Here, okay, julle luister seker vreeslik diep, maar in elk geval, kom ek sê dit weer, dit is in daai tyd, wat ons regeer vir 7 jaar saam met ons bruidegom in die hemel. Nou kom die Bybel en sê 1 Tessalonisense 4:17. Hy sê, en so sal die bruid altyd saam met die bruidegom wees. Het jy gehoor? En so sal die bruid dan vir altyd saam met die bruidegom wees. En dan na die bruiloft, dan kom hy.
en hy bring die bruidegom, bring sy bruid dan uit en hy vertoon haar aan die wêreld. As jy kyk na Sagaria, die 14 hoofstuk 4 vers, dan gaan jy sien hoe dat hy weer sy voet gaan sit op die Olyfberg. En dan kom die Bybel en hoor nou wat sê hy in Openbaring 19 en ek lees vir u. Hy sê so in die 11de vers. Halleluja, hy sê toe het ek die hemel geopen gesien. Daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Sy oë was soos 'n vuurvlam. Sy hoof was baie krone en het 'n naam wat geskryf is wat niemand ken nie behalwe hy self. 13de vers en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. 14de vers en die leeu's in die hemel, dis die bruid en dan ook sekerlik die engele het hom gevolg op wit perde met wit en rein fyn linne. Halleluja. Met ander woorde, wat maak hy? Hy was nou vir 7 jaar, was ons daar binne gewees, en dan sê hy, en na die 7de dag, dan kom hierdie bruidegom uit, en wanneer hy kom, dan vertoon hy sy bruide, en terwyl die hel losbreek op hierdie wêreld, dan stap die heiliges, en die kerk en die wedergeborenes, wat huis toe is, deur die wegraping, kom hulle terug, na hierdie aarde, en ons stap saam met hom op die Olyfberg, en hy vertoon sy bruide aan die wêreld. Dis hulle wat julle gehaat het, maar hulle het gemaak. Hulle het by my kom woon en ons het bruiloft gehou.